Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ons is besig met die boek Jona. So ons gaan 'n nuwe reeks begin uit die boek Jona uit. So hy is nie dis nie 'n baie lang boek nie, so 4 hoofstukke. So ons gaan so 4 weke by hom stil staan. Net so 'n bietjie agtergrond oor die boek Jona. Is nou een van daai baie bekende verhale wat jy al sekerlik in toe jy op 'n jong ouderdom was al gehoor het van Jona, en baie praat nie van die groot vis nie, maar praat van die walvis of wat ook al. En so ruk terug in die media was daar baie bespiegelinge oor die boek Jona, en daar's baie geskryf oor wat wetenskaplikes sê. Maar ons het dit hier in ons Bybel en ons gaan sommer so 'n bietjie lekker daaroor gesels, want ek dink daar's baie waarhede wat hier uit na vore kom vir ons eie lewe. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat ons op U kan vertrou, dankie vir U genade, dankie vir U liefde. En Hemelse Vader, dit is ons gebed, dat U asseblief ook in hierdie dag met hierdie geleentheid van waar ons by Jona stil staan, dat U met ons sal praat en met ons sal besig wees. Baie dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Baie dankie vir al U genade. Vader, praat met ons luister graag wat U vir ons deur die werking van die Heilige Gees wil sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou Jona was 'n profeet in Israel gewees. Nou Israel se groot vyande was natuurlik die Assiriërs gewees. Nou die Assiriërs was 'n baie groot wêreldryk gewees en hulle was bekend daarvoor dat hulle 'n wrede nasie is en dat hulle sommige mense wreedaardig vermoor het, en as hulle 'n sekere gebied inneem, dan sal hulle eenvoudig al die mense doodmaak. So dit was vir Jona nogal 'n groot storie, hierdie opdrag wat hy van God af gekry het, om juis na die Assiriërs toe te gaan. Want jy sien, Jona aan die een kant praat met die koning wat nog die koning was, koning Jerobeam die tweede, en hy praat met hom en hy sê vir hom, koning, ek dink dit gaan baie goed gaan met ons vorentoe, ons gaan ons grondgebied uitbrei, en dit is alles goed wat die koning wil hoor. Terwyl ander profete, ouens soos Amos en Hosea, juis vir koning Jerobeam gesê het, koning, ons is besig om verkeerd te doen in die oë van die Here, en die Here gaan vir ons straf. En nou sit ons met hierdie twee goed van profete wat verskillende goed sê, en dan kry ons vir Jona wat nou 'n woord of 'n opdrag van die Here kry, wat hy eintlik veronderstel is omdat hy 'n profeet is, kry jy 'n opdrag van die Here en jy begin dit uitleef. Nou is hy veronderstel om hierdie opdrag te gaan uitleef. Nou kom ons, die teks gaan op jou skerm verskyn, daar van vanaf vers 1, 83 vertaling, en hy sê, die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. So die Here het met hom gepraat, né? Dis eintlik wat hy maar net hier sê. Dan sê hy, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. So die Here gee vir Jona 'n baie duidelike opdrag en sê, ek wil hê jy moet na Ninive toe gaan. Nou as ons praat van in die oudtydse terme, was Ninive so 550 myl van waar Jona op daardie stadium was. So 550 myl na Ninive toe. En Ninive was natuurlik die hoofstad van die Assiriese ryk, hierdie wrede nasie gewees. So die Israeliete was maar baie bang vir hulle gewees, want hulle was 'n wêreldvolk gewees. Hulle was die wêreldheersers gewees op daardie dag. Dan sê hy, gaan sê vir hulle, want ek weet hoe sleg hulle is, en jy moet vir hulle 'n woord gee wat van my afkom, Jona. Nou Jona moes seker gedink het oor al hierdie goed en gesê het, dis te veel vir my. Hoe kan ek wat 'n Israeliet is, dan na die Ninivite toe gaan? Hoe kan ek na die Assiriërs toe gaan en dan na hulle hoofstad toe gaan en gaan sê, maar so sê die Here? Dit is verregaande, dit is net nie moontlik nie, ek kan dit nie doen nie. En dan
het ons van vers 3 af, het ons Jonas se reaksie, wat sê, maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Nou as Ninive in die oostelike rigting is, het hy weggevlug Tarsus toe in 'n westelike rigting. Nou Tarsus was baie ver. As ons sê, Joppe waar Jona dan nou is in die middel, dan is Ninive, het ons gesê, Ninive na die ooste kant toe is so 550 myl, en na die weste kant toe was Tarsus 2500 myl. So, dit sê vir ons ietsie van Jona, wat so ver as moontlik probeer wegkom van die opdrag wat God vir hom gehad het. 'n baie ver afstand, want Jona het net eenvoudig nie kans gesien om daardie opdrag uit te voer nie. Dan sê hy, verder, dan sê hy, en ek wil hê jy moet oplet wat is besig om te gebeur, hoe Jona al hoe verder, omdat hy ongehoorsaam is aan die Here, eintlik al hoe verder af en laer af en laer af en laer af gaan. En ons sien dit veral in hoofstuk 1 in die teksgedeelte. So dis baie interessant hoe hy vanaf die land afgaan na die kaai toe, hoe hy op die skip klim en hoe hy onder in die skip ingaan en hoe hy eventueel daar in hoofstuk 2 afgaan tot op die seebodem. So, dis 'n afwaartse beweging. So, om weg te kom van God af is 'n afwaartse beweging en dit vat Jonas se lewe eintlik in 'n afwaartse kurwe ook, maar ons gaan dit sien. Dan sê hy verder vir ons, ons lees daarvan vers 3b af, Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry op vertrek, wat op vertrek was Tarsus toe, nou ver weg. Toe het hy vir die reis betaal en aan boord gegaan, om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. So Tarsus is weg van die Here af, die Here sê vir hom, gaan in 'n oostelike rigting, maar hy vlug weg, heeltemal weg van die Here af. Vers 4, maar die Here het 'n kwaai storm, sien God los hom nie, ne? Het 'n kwaai storm oor die see laat opkom, en daar was 'n baie sterk wind op die see gewees, en die skip wou uitmekaar uitbreek so sterk, so God kom heeltyd agter Jona aan. Jona het gedink hy vlug nou weg van die Here af, maar die Here volg hom in 'n storm. Die matrose wat op hierdie skip is, het bang geword, en elkeen het sy God om hulp geroep. Nou as jy kyk na die teks, is dit 'n God met 'n klein lettertjie. Elkeen aanbid sy eie afsonderlike afgod, hierdie matrose. En dit moes waarskynlik 'n verskriklike storm gewees het, want matrose is gewoond aan storm, maar hierdie storm is so groot, dat die matrose begin bid tot hulle God, hulle afsonderlike gode, want hulle het besef, hulle lewe is het gevaar, hierdie skip gaan heeltemal uitmekaar uitbreek. En wat doen hulle? Hulle het die vrag van die skip af in die see gegooi, om die skip ligter te maak. Maar wat doen Jona? Jona was onder in die skip, nog laer af, onder in die skip, waarin hy afgegaan het, om te gaan slaap. Hy het vas geslaap, terwyl hierdie storm woed, terwyl God eintlik praat deur die storm, is Jona aan die slaap, om weg te kom van die Here af, want hy wil nie by die Here wees nie. En dan gaan hy aan en hy sê, hy het vasgeslaap en die kaptein, in vers 6, die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Hoe kan jy lê en slaap in hierdie storm? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie. So, dit is, almal het gebid. Almal. Maar die kaptein weet, Jona lê daaronder. Jona lê rustig in slaap, om net weer eens weg te kom van die Here af. Maar dan kom maak die kaptein hom wakker en sê, bid tot jou God, want ons is besig om te vergaan. En die manne het begin praat, en die matrose, want in vers 7 sien ons sê hulle vir mekaar, toe kom trek hulle looitjies,
om uit te vind oor wie hierdie ramp oor ons kom, het een van julle dalk julle God kwaad gemaak, sodat hierdie ramp oor ons kan kom. Nodeloos om te sê, kyk hoe werk God ook op 'n wêreldse wyse om sy plan te laat uitvoer eventueel. Want hulle het toe loetjies getrek en Jona word aangewys as die skuldige. So, Jona, jy moes iets gedoen het. So vertel ons bietjie, jy is hierdie vreemdeling op die skip, so kom vertel ons wie jy is, waar vandaan af jy kom, het jy jou God kwaad gemaak, wat is die omstandighede? Ons sê hulle vir hom in vers 8, vertel ons tog waarom hierdie ramp ons tref. Wat werk jy? Waarvandaan kom jy? Uit watter land? En van watter volk is jy? So hulle dwing eintlik vir Jona om so bietjie te getuig oor sy lewe en dan eventueel te getuig oor God ook. In vers 9, Jona het hulle geantwoord, ek is 'n Hebreër hier, en hier begin hy getuig. Ek dien die Here, die God. Ek dien Jahwe, Elohim. Ek dien Jahwe, dis die ene wat naby ons kom, die verbondsgod. En ek aanbid Elohim, die almagtige groot God van die hemel, wat die see en die vasteland gemaak het. So Jona sê vir hulle, dis die God wat ek aanbid, wat die see gemaak het, die vasteland gemaak het. En nou is ons hier in hierdie storm op die see, wat my God gemaak het. En dan begin die matrose nou einde 2 en 2 by mekaar sit, né? So Jona getuig, daar in die vreemde, in die storm getuig hy. Die manne het baie bang geword en vir Jona gesê, wat het jy aangevang? Hulle het te wete gekom dat hy van die Here af wegvlug. So dan moes 'n gesprek plaasgevind het en dat Jona vertel het, hy het die stem van die Here gekry om na Ninive toe te gaan, maar hy vlug weg Tarsis toe. So wat het jy nou aangevang? Want deur jou ongehoorsaamheid is ons nou in die moeilikheid, is ons nou midde in hierdie storm. En dan gaan hy aan en hy sê, dan sê hulle, vers 11, toe vra hulle vir hom, wat moet ons maak? Wat moet ons met jou maak, dat die see rondom ons kan kalm word? Want jy het dit veroorsaak, so wat moet ons dan nou maak met jou, né? Die see het intussen al hoe onstuimiger en onstuimiger begin raak, vers 12, Jona het hulle geantwoord, en sien hier, kyk hoe probeer Jona nog steeds wegvlug, né, van die Here af. Hy sê, vat my en gooi my in die see, want as ek in die see in die storm gaan wees, gaan ek net eenvoudig sterf. Dan hoef ek nie na die Assiriërs toe te gaan nie. Ek hoef nie Ninive toe te gaan om die opdrag van die Here te gaan uitvoer nie. Ek sterf eerder as wat ek soontoe gaan, want hy dink waarskynlik by homself, maar as ek na daai stad toe gaan van hy wrede mense, gaan hulle my in elk geval doodmaak, so ek sterf eerder hier. En sê vir hulle, vat my en gooi my in die see, dan sal dit kalm word rondom my, want ek weet, dit is oor my, dat hierdie groot storm rondom julle woed. Die manne het hard geroei om weer vasteland te bereik. Sien julle wat gebeur? Die manne sê, maar ons kan dit nie eintlik oor ons hart kry om jou net eenvoudig in die see te gooi nie. Kom ons roei om dalk net naby die land te kom. So, en hulle probeer dit doen, en dan sê die vers 13 vir ons, maar hulle kon dit nie regkry nie, want die see het al hoe onstuimiger geword, die storm het net nie opgehou nie. En kyk wat doen die matrose, né? Jona vlug weg. Jona praat oor God. Hy getuig by die matrose oor God wat hy aanbid. Hy praat oor God, maar nie met God nie. Wat doen die matrose wat glad nie in God glo nie? Hulle begin ewe skielik met God praat. In vers 14. Toe bid hulle tot die Here, né? So die heidene begin glo en bid tot God. Hulle bid tot die Here en sê, ag Here, dan sê hier gebruik die woord Here, dan sê Jahwe, die Here wat naby ons kom, né? Moet ons tog nie laat vergaan oor hierdie man nie. Moet ons asseblief nie doodmaak nie. Wees genadig met ons, né?
Moenie dat ons iemand onskuldig ook dan doodmaak nie, deur hom in die see te gooi, soos wat hy gesê het nie. En kyk hier hoe bely hulle. U is die Here. U is die Here. U is die almagtige God eintlik. U doen wat u wil. Daardeur sê die matrose, u is in beheer van alles. Ons glo dat dit wat Jona gesê het, dat u hemel en aarde gemaak het, die see, ons glo dit. Ons glo dat u in beheer is. En 15 het hulle geen ander keuse nie. Hulle vat hom toe, gooi hom in die see, en die storm op die see het toe bedaar. Die manne het baie bang geword, want toe hulle hom in die see gooi, toe bedaar die storm. En dan besef hulle hoe groot is hierdie God, met wie hulle nou gepraat het, en tot wie hulle gebid het. Jona se God wat hulle nou in die see gegooi het. Die man het toe baie bang geword vir die Here, en het vir hom 'n offer gebring, en geloftes afgelê. So hulle het hulle self verbind tot God. So, sien jy hoe werk God? Dis dan hoofstuk 1. Sien jy hoe werk God dat in Jona se ongehoorsaamheid het hy nog steeds vir Jona gebruik om by ongelowiges uit te kom. So God slaan eintlik 'n reguit hou met 'n krom stok. Nou weet ek nie, Tarsus is nou 'n ver plek daar, ver weg, eintlik simboliserend van ek wil nie die Here se opdrag uitvoer nie. Soms so 'n vraag wat ook in die Bybelstudie na vore gaan kom, maar wat jy nou al kan aandink, is wat is jou Tarsus? Ja, wat is jou Tarsus? Hoe probeer jy wegvlug van die stem van die Here af? Dalk het die Here vir jou ook 'n opdrag. Dalk is jy maar nog steeds besig om weg te vlug van die Here af. Jy is dalk te besig, sê Here, net nie hierdie jaar nie, ek het dalk hierdie projek, of ek het nog, my kinders is nog op skool, my kinders vat baie van my tyd, of ek moet die ene versorg, of ek moet dit doen, of ek moet dat doen, altyd 'n klomp verskonings, né? Ons verskonings word baie keer ons Tarsus, en daarvoor moet ons versigtig wees. Want die Here het 'n opdrag vir jou. Die Here wil saam met jou 'n pad stap. En eintlik wat hoofstuk 1 sê, is ek kan nie wegkom van die Here af nie. En dit is presies wat Psalm 139 sê. Ek en jy kan nie wegkom van die teenwoordigheid van die Here af nie. Daar waar Jona gegaan het, af op 'n skip, Tarsus toe, hy kom nie weg van die Here af nie. In 'n storm, hy gaan lê onder in die skip en slaap, hy probeer droomland, wegkom van die Here, hy kom nie weg nie, 'n kaptein kom maak hom wakker. Hy word gekonfronteer deur die matrose, om te praat oor die Here, om te getuig oor die Here. Hy kom nie weg van die Here af nie. En dan gaan ons nou volgende week sien, as hy in die see gegooi word, hy kom nie weg van die Here af nie. En so omsluit die Here ons van alle kante af, sê Psalm 139, is hy saam met ons kan nie wegkom van sy teenwoordigheid nie. Vlug ons na die ooste, of gaan woon ons in die verre weste, sê die Psalm. Ook daar lei u my, hou u regterhand my vas, sê daar die Psalm. So, Jona 1 daag my en jou uit om te sê, hoe gehoorsaam is jy aan die Here? Luister jy na die stem van die Here, of het jy 'n klomp verskonings, om dalk nie binne die wil van die Here te beweeg nie? En dit loop ons, om dalk net weer 'n slag stil te gaan sit, en te sê, Here, ek wil u stem hoor, ek wil u roeping oor my lewe, wil ek helder en duidelik hoor, sodat ek binne daardie roeping wat u vir my het, kan beweeg. En dis iets wat net jy kan doen. En gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, en mag die vrae jou net weer inspireer om regtig naby die Here te wandel, om gehoorsaam aan hom te wees. En baie seën ook vir jou week. Maar kom ons sit so, en dan sluit ons die oë. Here, baie dankie dat u God is, dat u almagtig is, en al vlug ons van u af, dat ons eintlik maar nie kan wegkom van u af nie. Dankie daarvoor. Dankie dat u altyd maar ons agtervolg en agterna sit, en
en ons kom haal soos die verlore skaap, dat U ons kom haal en terugbring na die kudde toe. Vader, praat met ons, dat ons die stem sal hoor, help ons, weerhou ons daarvan om weg te vlug na U toe, maar geef ons die begeerte om binne U wil te wandel. Bid vir elkeen wat luister na die boodskap, dat U met hulle besig sal wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê en gaan uit en gaan maak 'n verskil. Wees gehoorsaam aan die Here, want jy kan nie wegkom van hom af nie. Vrede en ons gesels as die Here wil volgende week weer oor hoofstuk 2. Groete.